Right, familie, ek is baie opgewonde oor vanoggend. Vir die laaste 3 weke sien ek eintlik al uit na hierdie preek toe. Want hierdie preek is uiteindelik die 4de gang. En die 4de gang is nagereg. Die 4de gang is die pudding waarvoor ons almal gewag het. En as jy nou die reeks saam met ons gevolg het, sal jy presies weet wat ek bedoel. Jy sien, ons kom deur 'n preekreeks radikaal die vrees van God. En ek moet vir jou sê, die vrees van God is nie 'n ding wat 'n ou sommer net so ligtelik op 'n nugtere maag aanvat nie. Jy sal ook nie eintlik baie gereeld hoor dat gemeentes die vrees van God preek nie, want van daai goed is 'n bietjie gewigtig. Van daai goed is soos 'n gebalanseerde maaltyd. Nie alles op die bord is lekker nie, maar dit maak jou definitief sterk. Nou ons het nou so 'n bietjie deur die groente gestoei, die diep groenes, jy weet, die broccolies en die, wat sê ander ding, amper sê ek maar rog, maar jy kry 'n verfynde enetjie, spinasie, Popeye se slaai. Ons is deur Popeye se slaai en ons het nou lekker spiere gebou, maar vandag is 'n lekker een. Vandag is nou 'n maklike een. Vandag is nou een van daai wat jy graag sal wil hoor. En ons praat vandag met mekaar oor die vrug van vrees. Ons het vir mekaar gesê wat die vrees van die Here is. Dat dit nie 'n angs en 'n spanning is wat verhouding vernietig nie, maar dat dit 'n eerbied en 'n ontzag is wat verhouding bevorder. So ons weet wat die vrees is. En ons weet dat wanneer God na ons harte kyk en die vrees in ons harte wil meet, dan kyk hy eenvoudig net na hoe gehoorsaam ons met hom is. Kan jy hoor? Ons is deur die broccoli ouens. Ons is deur die spinasie, nê? Ons is deur hom. Maar nou kom ons by die plek dat as ek die vrees van die Here in my lewe innooi, en as ek in die vrees van die Here begin uitstap, wat is die vrug daarvan? As ek in die vrees van die Here is, wat kom doen die Here in my lewe? En die heel eerste ding wat die vrees van die Here by ons bewerk en wat die vrees van die Here vir ons wek, is dit sluit vir ons die teenwoordigheid van God oop. In Psalm 89 sê Dawid dit so: wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? Wie onder die hemelwesens is soos hy? Hy is God. Vir hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontzag. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom hom. Hy sê die Here word gevrees onder almal wat rondom hom staan. En die vraag is hierdie: staan hulle rondom hom omdat hulle hom vrees, of vrees hulle hom omdat hulle rondom hom staan? Bietjie van 'n hoender en die eier scenario, en ek wil jou nie vanoggend deur mekaar maak nie, maar wat ek vir jou wil sê hier is dat as daar iemand in God se teenwoordigheid is, as daar iemand rondom die teenwoordigheid van God staan en jy maak sy hart oop, wat jy sien is die vrees van die Here. En wat God se teenwoordigheid vir ons oopsluit, is daai vrees van die Here wat ons hou. Jesus self weet dit en verklaar dit ook aan ons in Matteus 6. Hy sê wanneer jy wil bid, so moet jy bid. En as jy bid, is dit primêr belangrik dat jy vanuit God se teenwoordigheid sal bid. Dan sê hy, hoe kom jy in daai teenwoordigheid? Jy begin so: ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En dan sit jy net vir 'n oomblik in daai gedagte: U is heilig. U is God. En ek vrees U. Ek eer U vanoggend. En dit is daai agting van die Here wat sy teenwoordigheid vir ons oopsluit. Dis die vrees van die Here wat maak dat ons tot in sy teenwoordigheid kan kom, en in sy teenwoordigheid is alles wat ek en jy nodig het. In sy teenwoordigheid is sy beskerming, sy voorsiening, sy redding, sy goedheid, sy guns. In sy teenwoordigheid is daar daai ewige blydskap en alles wat mooi is. Ek smaal oor Psalm 16, is een van my favorites. Vers 8 sê, ek het die Here altyd by my. Sy teenwoordigheid is naby. En omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. En dis 'n klein stukkie profesie rondom Jesus, maar vers 11 sê, u leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedig blydskap. Uit u hand uit kom net wat mooi is.
uit u hand uit kom net wat mooi is. Dit, daai ewige blydskap, dit wat mooi is wat vir ons wag in God se teenwoordigheid. Daai teenwoordigheid wat vir ons oopgesluit word deur die vrees wat ons koester vir wie die Here is. En nou kan jy deur die Bybel beweeg en jy kan gaan kyk na die vrug van die vrees. Jy kan gaan kyk na wat die vrees van die Here in ons harte en in ons lewens bewerk. Salomo was veral lief vir hierdie tema en hy skryf dit so in Spreuke 22. Hy sê die beloning vir nederigheid en ontzag vir die Here is rykdom, eer en lewe. Spreuke 19 sê ontzag vir die Here lei tot lewe. Spreuke 14 sê die vrees van die Here is die fontein van die lewe. Dis waar ek en jy gedrink kry uit die fontein van die lewe. Dis waar ek en jy die rykdom, die lewe en die eer gaan haal, is daar waar ons 'n ontzag het vir die Here. Dawid homself het 'n diep verhouding met die Here gehad en het die vrees van die Here baie goed verstaan. Psalm 112 sê hy, halleluja, gelukkig is die man wat ontzag het vir die Here, wat groot vreugde vind in sy gebooie, sy nageslag sal magtig wees in die land, 'n geslag opregtes wat geseën word, oorvloed en rykdom is in sy huis, en sy geregtigheid hou stand vir altyd. Is dit nie 'n beautiful belofte nie? Is dit nie juist dit waarna ek en jy kan smag en voor kan hoop en voor kan wens nie? Waar begin dit wel? Waar begin dit dan? Hy sê gelukkig is die mens wat 'n ontzag het vir die Here, wat besef dat God is God en ek is nie. Psalm 25 gaan Dawid aan oor die vrug wat daar rus op ons vrees vir die Here. Wie is die mens wat vir die Here ontzag het? Die Here leer hom die pad wat hy moet kies. Sy lewe verloop voorspoedig en sy nageslag sal die land in besit neem. Is dit nie kenmerkend hoe baie effek daar op ons nageslag sal wees as ek en jy in die vrees van die Here stap nie? Is dit nie kenmerkend hoe baie ons kinders bevoordeel word wanneer ek en jy in 'n vrees voor die Here leef nie? Sy lewe verloop voorspoedig en sy nageslag sal die land besit. Die Here neem hulle wat vir hom ontzag het in sy vertroue. Die Engelse vertaling sê hulle word sy vriende. Vriendskap met die Here word vir ons oopgesluit deur die vrees van die Here. Ek weet dat as Donald Trump nou vanoggend hier was, dan sou almal seker heeltyd vir hom gekyk het. En ek weet, dis lekker om vriende te hê met invloed. En ek weet, dis lekker om vriende te hê wat die lewe vir jou makliker kan maak, veral by verkeer en so aan. Maar kan jy vir jouself indink dat jy vriendskap gesmee het met die skepper van die heelal? Kan jy dink dat wanneer hy aan jou dink, dan sien hy een van sy vriende, dat sy ondersteuning so eg en so naby kan wees, dat hy aan jou sal bekend maak wat in sy hart is, dat hy sy beloftes en sy verbond aan jou bekend sal maak, met jou sal deel. Waar begin het? Dit begin by die vrees van die Here, dit begin in daai agting. Hulle word sy vriende en sy verbond is daar om hulle te onderrig. Salomo sê dit, Dawid sê dit, en in die boek van Maleagi sê God dit self, deur die profeet Maleagi, dat daar waar daar vrees vir die Here is, wag daar vir ons seën en vooruitgaan. Maleagi 4 sê, maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn, met genesing in sy strale. En ek sê mal oor hierdie laaste stukkie, julle sal vry word en bokspring soos vet gemaakte kalwers. Dit, vriende, is hoekom ek die laaste 3 weke die broccoli so in jou keelgat afforceer.
Dis hoekom ek in die laaste 3 weke met jou praat oor bou jou vrees vir die Here. Staan in ontzag teenoor hom. Besef wie hy is, draai jou hart, buig jou knieë, bekeer na hom, maak hom die leier van jou lewe. En jy het heeltyd gesit en wonder, hoekom sal ek so hard wees op hierdie punt? Hoekom ek so hard sal wees op hierdie punt? Is ek wil hê dat daai son van redding vir jou sal opkom. En dat soos die son van redding oor jou skyn, dat daar vir jou genesing in sy strale sal wees, dat jy ook sal vry word, en dat jy vreugde sal hê, soveel so, dat jy loop en bokspring, soos 'n vetgemaakte kalf, dat jy die vrede en die vreugde en die lewe sal beleef, dat jy self sal kom drink by die fontein van die lewe, soos wat Salomo daarvan praat. Dit is hoekom ons hierdie reeks preek. Dis hoekom ons vir mekaar sal sê, kom ons sit deur 'n week of 2 of 3 van ongemaklike lering. Kom ons sit vir 'n week of 2 of 3 op 'n plek waar ek eintlik voel, Here, ken ek U? Staan ek in regte verhouding met U? Kom ons gaan deur daai lering, sodat ons onsself kan aanskou, en dat ons vir mekaar kan sê, dat dit is waarheen ons wil leef. En daar is nog versies, ek kan nog 'n paar uithaal, maar ek het bietjie weggevoer geraak daar in die studeerkamer, en ek dink, ons het nou genoeg. Ek het op 'n stadium eintlik gemik vir 31, enetjie vir elke dag van die maand. 'n belofte wat God gee vir die wat hom vrees, en beloof vir jou, hulle is daar. Maar ek gaan jou nou eers 'n bietjie spaar. En kortom gaan ek vir jou sê dat alles wat ek en jy begeer, is te vind in die vrees van die Here. En selfs die lewe wat Jesus geleef het, die impak wat hy gemaak het, was as gevolg van die feit dat die vrees van die Here ook sy skat was. Was as gevolg van die feit dat die vrees van die Here ook sy welbehae was. Wil vanoggend vir jou die sleutel gee tot gebede wat beantwoord word. As ek en jy deur die woord van God kyk, en ons kyk na die manne van God, en ons gaan lees die gebede wat hulle gebid het, en dan sien ons dat meeste van daai gebede is tog wel beantwoord, maar daar is een man van God, wat sy gebede altyd beantwoord is, en dit is Jesus. En in Hebreërs 5 gee die skrywer vir ons die sleutel om te sê, hier is hoekom die gebede van Jesus beantwoord is. Hier is die rede wat gemaak het dat sy gebede beantwoord is. Hebreërs 5 vers 7 sê, gedurende sy aardse lewe het hy, Jesus, aan God wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en met trane. Sy gebede is verhoor vanweë. Is dit nie 'n pragtige ou Afrikaanse woord nie? Sy gebede is verhoor vanweë. Hier kom die rede nou. Sy gebede is verhoor omdat hy 'n eerbiedige onderworpenheid aan God gehad het. En jy sien, dit gee vir my hoop. Dit gee vir my rede en motivering om te bid. Want as Jesus se gebede slegs beantwoord was omdat hy baie uniek die seun van God is, dan los dit my 'n bietjie op die kantlyn. Want ek sal nooit die seun van God in dieselfde sin wees as wat Jesus dit uniek was nie. Maar wat die skrywer van Hebreërs hier doen is, hy sê die gebede van Jesus is beantwoord, nie net alleenlik omdat hy die seun van God was en omdat hy op roeping gereageer het nie, maar omdat hy 'n eerbiedige onderworpenheid gehad het aan wie die Here is. En daar is geen mooier enkele frase in die woord om die vrees van die Here vas te vang soos daai nie. Die eerbiedige onderworpenheid. Dit praat van die ontzag en dit praat van die eer en dit praat van die manier hoe ek aan God moet dink wanneer ek in sy teenwoordigheid instap, maar saam met dit praat dit ook van my reaksie teenoor daai heiligheid. Ek reageer in 'n onderworpenheid. Ek reageer nederig voor hom. Ek reageer in gehoorsaamheid tot hom. Ek het die eerbied
vir wie hy is, die ontzag, die heilige vrees, die agting wat nodig is, maar saam met dit prakties het ek 'n uitloop, prakties het ek 'n manier van leef, en dit is in 'n onderworpenheid. Here, u wil is hoër as my wil, u begeerte is bo my begeerte, wat u sê gaan voor wat ek sê, en dit is in daai plek wat ek en jy die fontein van die lewe ontdek. Dis in daai plek waar ons leer ken wie die Here is. Dis in daai plek waar Dawid van ons sal skryf, gelukkig is die man wat die vrees van die Here het. Dis in daai plek waar ons die vrug gaan pluk. So die waarheid is hierdie, dat alles wat ek en jy begeer, is te vind in die vrees van die Here. Dis die waarheid. En die vrees van die Here het 'n impak op elke liewe area van ons bestaan, sonder enige twyfel. Die enigste vraag wat oorbly, is waar vind ek die vrees van die Here? Hoe groei ek in die vrees van die Here? En dit alles begin by sy woord. Dis wanneer ek en jy die woord van God vat en oopslaan met die agting wat dit waardig is. Die woord van God oopslaan en in die lees daarvan besef dat dit nie die skrywe is van 'n topskrywer uit Amerika uit nie, maar dat dit die skrywe is van 'n lewende God, woorde wat lewe gee. Dis waar die vrees van die Here vir ons gaan begin. Dit begin by sy woord. Ek maak sy woord oop en in sy woord leer ek hom ken. Ek sien wat sy karakter is. Ek sien wat sy optrede is. Ek sien waarvan hy hou en waarvan hy nie hou nie. En soos wat ek hom leer ken, kom ek op gedeeltes van die skrif af, waar hy iets van my sou verwag, of waar hy iets van my sou vra. En die beste raad wat ek vir jou kan gee in hierdie wêreld, is as die Here van jou iets vra, doen dit. Onthou jy nou weer, hoe groot was die seën in jou lewe, toe jy die eerste opdrag, wees vrugbaar en vermeerder, gaan uitvoer het? Gaan vat nog enetjie. Gaan vat nog enetjie. Nie nog 'n kind nie, wel dit is ook aanvaarbaar, maar ek bedoel eintlik nog 'n opdragie. Gaan vat nog 'n volgende opdragie. En kyk wat gebeur, wanneer ek en jy gehoorsaam raak aan wie die Here is. Ons gehoorsaamheid aan die Here sluit vir ons 'n openbaring oop van wie hy is. Ons gehoorsaamheid aan hom maak dat hy by ons kom bly. En ons geen mooier skrif wat dit uitdruk as die woorde in Jesus se eie mond nie. Johannes 14 vers 21, wie my opdragte het, dis die woord, dis die Bybel, wie daai boek het, dis waar alles vir ons gaan begin, wie my opdragte het en het uitvoer, dis daai gehoorsaamheid, dis hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Jy sien, is daai woord en daai gehoorsaamheid bring 'n openbaring dat ek en jy God kan leer ken. En in die laaste versie 23 antwoord Jesus, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem. En my Vader sal hom ook lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom kom bly. Jy sien, dit is waar lewe is. En net soos wat Hebreërs 5 ons leer hoe beantwoorde gebed werk, leer Hebreërs 5 ons ook hoe werk ewige saligheid. Daai ewige redding, daai ewige vervulling. Ek lees graag die res van daai versie vir jou. Gedurende sy aardse lewe het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God.
hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword. Jesus is die bron van ewige saligheid vir almal wat aan hom gehoorsaam is. Ek wil afsluit met 'n storie van 2 manne. In Lukas 18 en in Lukas 19 vertel Jesus 2 stories van 2 manne. Die eerste een, in Lukas 18, is die storie van die ryk, jong heerser. Is dit nie 'n indrukwekkende titel nie? Hy's ryk, en hy's jonk, en hy's 'n heerser. Hy's ryk en hy's jonk en hy's 'n leier. Dit is die ou wat na Jesus toe kom. Jy weet, as daai ou vandag byvoorbeeld hier sou opdaag, sou ons 'n koffie met hom wou drink. En ons sou by hom wou hoor, hoe moet ek maak om ryk en jonk en invloedryk te wees? Hy sou die ou gewees het met die podcast, om vir ons te vertel, hoe moet jy optree om ryk en jonk en invloedryk te wees? Dis die goed waarheen ons gaan, maar hy kyk na sy eie lewe, en hy besef, iets is kort by my. Hy kom agter, alles is nie soos wat dit moet wees nie. En in steede daarvan dat die wêreld na hom toe draai om te hoor, wat moet ons doen, draai hy na Jesus toe en hy vra vir Jesus, wat moet ek doen? Ek kyk na my lewe en ek weet iets kort, wat moet ek maak? En Jesus beantwoord hom, en julle ken die storie, gaan verkoop wat jy het. Deel dit uit aan die armes, en dan kom volg jy my. Die uiteinde van daai storie is dat daai ou hartseer daar weggestap het. Die Bybel sê bedroef het hy weggedraai, want hy het baie besittings gehad. Die volgende storie, dan sê Jesus daai alomgewilde, alombekende deel, hoe moeilik is dit vir 'n ryk man om in die koninkryk van die hemel in te gaan. En dan sê die disippels, wow, ja, ek weet nie, wie kan gered word? En Jesus sê vir hulle, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. En dan kom daar 'n ander ou, hy is 'n hooftollenaar, sy naam is Saggeus, en sy storie is in Lukas 19, hy is net so hoog, soos hierdie, min of meer. En hy hoor Jesus is op pad, maar hy kan nie vir Jesus sien nie, want hy's te klein, hy's te kort, hy klim in 'n boom. En toe Jesus onder deur die boom gaan, toe kyk hy op, toe sê hy vir hom, Saggeus, klim uit die boom uit. Nou, dis 'n snaakse storie. Ek meen, veral in daai tyd en in daai konteks, groot mense klim nie bome nie. As jy ooit sien, ek klim in 'n boom, moet jy ook in 'n boom klim. Want wat ook al dit is, dis groot en gevaarlik. Maak dat jy in die boom kom. Verstaan jy wat ek sê? En dit was so in daai tyd ook. Saggeus, kom uit die boom uit. Ek moet vanaand by jou tuis gaan. En die wetsgeleerdes, die skrifgeleerdes, die fariseërs en daai manne mor en brom, want hy gaan by sondige mense tuis, maar die Bybel sê dat Saggeus het Jesus met blydskap ontvang. En die volgende oggend, toe hy wakker word, toe sê hy, Here, as ek iets van iemand gesteel of afgepers het, dan gee ek dit 4voudig terug, en ek gaan die helfte van al my besittings vat en verkoop, want ek het iets gevind wat hoër is in waarde. En dames en here, terwyl ek en jy kan kyk na 'n woord wat soveel seën beloof vir die vrees van die Here. Terwyl ek en jy kyk na 'n woord wat so die rykdom beloof vir die wat die Here vrees, is dit baie maklik vir my en vir jou om met die verkeerde hartsmotief in hierdie straat af te stap. Is dit so maklik vir my en vir jou om te sê, nou gaan ek die Here vrees, want ek soek 'n nuwe cruiser. Nou gaan ek die Here vrees, want ek wil hy moet my besigheid bless. En nou sit ek op my knie, maar jy moet een ding weet van die Here, is hy sien 'n hart. En een van die mooiste kenmerke van die vrees van die Here, is dat die vrees van die Here reshuffle jou prioriteite 100%. Ek kyk na die storie van die ryk jong man, en hy is die een wat bedroef daar weggestap het. En sy droefheid is die bewys dat hy nie vrees vir die Here gehad het nie. Want selfs as Jesus hom roep,
verander hy nie sy prioriteit nie. Handhaaf hy sy lewe soos wat hy nog die heeltyd dink goed is, en hy kom hartseer daarvan af. Hy stap hartseer daar weg. Maar dan is daar 'n ander mannetjie. Hy's kort en hy's klein, en hy het gehoor van Jesus en hy wil meer weet, en hy klim in 'n boom, en hy maak dat hy daar bo kom, en Jesus reik spesifiek uit na hom, en die bewys van die vrees van die Here in sy hart is, voordat Jesus enige iets gesê het, herrangskik hy die prioriteite van sy eie lewe. Voordat Jesus enige iets sê, van verkoop enige ding, voordat Jesus enige uitlatings maak wat hom kom uitdaag om te verander of om te gee of om weg te gee, het hy 'n ervaring en 'n ontmoeting met die Here op so 'n manier dat sy prioriteite gaan skuif. En dit, vriende, is die uitsluitlike teken van die vrees van die Here in my lewe. Dat Here, dit wat die wêreld belangrik ag, is nie meer vir my so belangrik nie. Dit wat die wêreld voorop stel as uiterste belang, is nie meer waaroor my lewe gaan nie. Kan jy nog 'n besigheid oopmaak? Ja, jy kan. Kan jy nog 3 oopmaak? Sonder twyfel. Is dit slim? Nee. Nee, dit is nie. Want wat is die prys wat jy daarvoor gaan betaal? Sal jy jou kinders ken? Sal hulle die vrug pluk van 'n pa wat die Here gevrees het? As jou prioriteitslysie net bly soos wat hy is, soos wat hy nou is die lewe wat ek en jy leef besig om te getuig dat God my God is, en dat ek in vrees en in eerbied voor hom staan? Of is ons besig om ons kinders bloot te stel aan 'n baie vreemde stokperdjie, wat 2 ure op 'n Sondagoggend van my verwag? En wat ek vir jou kan sê, is die vrees van die Here is nie 'n stokperdjie nie. Die vrees van die Here behels, Here, ek behoort aan U. As U my vra, is die antwoord ja. As U sê nou, dan is dit nou. As U sê stop, dan is dit stop. As U my roep, dan sê ek ja. Dit is die vrees van die Here. En dit is die fontein van die lewe. Dit is waar guns en voorspoed en vooruitgang vir ons wag. Dis in daai plek waar ek my lewe voor sy voete kom neerlê, my kruis opneem, myself verloon en agter hom aanstap. Want elke een wat begeer om sy lewe te behou, sal dit verloor. Maar elke een wat sy lewe vir my neerlê, sal dit vind. Dis 'n direkte kwotasie uit die mond van ons God en ons Here, Jesus Christus. Hy het jou nooit uitgenooi na 'n vreemde godsdiens stokperdjie toe nie. Hy was nooit vreeslik begaan oor waar jy Sondagoggende spandeer nie. Hy was net begaan oor voor wie buig jou hart. Maandag tot Sondag, 12 maande van die jaar, 365 dae van elke jaar. Wie is die Here van jou hart? Wie is die prioriteit in jou lewe? Na wie toe vloei die liefde van jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en al jou verstand? Waarheen gaan dit? En dit mag wees dat die plek waarheen jou liefde gaan 'n baie waardige plek is. En ek preek dalk vanoggend vir die koor, maar as Jesus nie nommer 1 in jou hart is nie, dan is hy nie daar nie.
Jesus lei, ek en jy volg. So lyk die vrees van die Here. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir oggend, dat dit U uitsluitlike begeerte is, om ons tot die lewe te bring, deur die waarheid van U woord. Ons dankie Here, dat ons nie ver oggend voor 'n God hoef te staan, vir wie se intensies ons in twyfel moet trek nie. Ons dankie Vader, dat wanneer ons na U kyk, dan sien ons die kruis, en die prys wat U betaal het, en die bewys van U liefde. En binne in dit, Vader, sien ons dat U intensies teenoor ons heilig is en goed is. Dat dit U begeerte is, Here, dat ons U sal ken en dat ons in die vrede en die vreugde sal leef. Here, dankie dat dit U begeerte is om ons vry te maak van elke liewe ding wat ons anker en vashou. Dankie Here dat dit U begeerte is om ons vry te maak van angs en spanning en depressie en verslawing en alleenheid en al die dergelike negatiewe dinge wat die wêreld oor ons gebring het. En die manier hoe U dit wil doen, Here, is deur 'n vrees vir U, wat U teenwoordigheid vir ons oopsluit, sodat ons daar kan kom staan en U kan ervaar, en in dit die volheid van lewe kan ervaar. En Vader, ek wil bid vir elke man, vrou en kind in hierdie saal vanoggend. Here, mag U seën swaar op ons lewens rus. Here, mag U Heilige Gees in ons harte werk en woel. Mag ons die uitnodiging bly ervaar, en mag ons nie val vir die leuen van die vyand dat ons onsself moet red nie, maar mag ons op die uitnodiging reageer om die feesmaal te kom bywoon, net soos wat ons is. Mag ons die uitnodiging aanvaar om in U teenwoordigheid in te hardloop en U te leer ken vir wie U is, net soos wat ons is. Here, ek wil bid dat U die vrees van wat mense dink van ons sal afskeer in die naam van Jesus, en vir ons 'n vrees sal gee van wat U dink. Here, kom herstel die vrees in ons harte, dat dit na U sal gaan, en nie na die van die wêreld en die mense rondom ons nie. Kom, gryp ons harte opnuut aan, Here, om U te volg, ons kruis op te neem en ons lewens voor U voete neer te lê. Ons loof U, ons aanbid U heilige naam. U alleen is God, Here. En ek wil bid, Vader, dat U Gees die oortuiging sal bring deur U woord, sodat ons U kan ken. En net soos Job aan die einde sal kan sê, ek het U geantwoord op hoor sê, maar nou dat ek U ken, buig ek my knie voor U, in Jesus naam. Amen, amen, amen.